Ek sien ou Trump loop openlik en lieg. Vertel dat die Iranese se missiele kan nie raak skiet nie en hulle weet nie eintlik wat hulle doen nie. Nou of hulle vir Trump lieg, ek vermoed dit is moontlik die geval. Want maar Trump het nie agtergrond nie. Trump is nie 'n militêre ou nie. Hy was nooit in die weermag nie. Hy is 'n ouetjie wat koop en verkoop. Hy's 'n ou wat in real estate is. So wat weet hy nou van weermag en weermagsake? Net dit wat hulle hom voer en hulle voer hom 'n groot klomp twak. So die advisors verduidelik seker vir hom, daar's nie skade nie. Die Amerikaners ly geweldig skade. Ek praat van miljoene, nee, biljoene rande se skade tans in die Midde-Ooste. En ek kan vir jou 'n webbladsy gee, eintlik 'n YouTube, dan kan luister jy na Richard Medhurst, wat hy vir jou verduidelik. Hy gee vir jou al die satellite images. Hy wys jou hoe het dit gelyk en hoe lyk dit nou en hy verduidelik vir jou elke radarstelsel wat die Iranese sover uitgehaal het. Die Iranese is uiters akkuraat. Larry Johnson praat van 5 radarstelsels sover wat hulle uitgehaal het in die Golfstate. Nou wat ek gekyk het, lyk dit ten minste na 6, as dit nie meer is nie. Want ons weet nie presies wat in die Joodse straat aangaan nie, maar in die Golfstate kan ons baie duidelik sien. So kyk 'n bietjie hierdie na Richard Medhurst, dan gaan as jy hierdie video gekyk het van hom, hy verduidelik dit baie mooi. Hy gee die prentjies vir die wat so ongelowig is en wat nie mooi verstaan wat aangaan nie, en dan verduidelik hy vir jou die groot skade. Ek het ook vir jou hier 'n prentjie van die map of the US-linked locations hit by the Islamic Republic of Iran and high-value radars confirmed damaged or destroyed. So as jy dit kyk, sê jy verstaan, hulle het al daai early warning sisteme gaan opsit daar op die golf, en in die Golfstate, met die idee is as Iran skiet wel, dan kom daai stelsels, daai radarstelsels gaan optel, hier kom drones en missiele in, en dan kan hulle nou die Jode staat waarsku. Maar daai klomp radars is almal uitgehaal, hulle werk nie meer nie. Nou is dit belangrik dat jy begin verstaan, dat daardie billions and billions of dollars van radarstelsels, daai een was 1.1 biljoen dollar om op te sit, en dit het hulle 8 jaar gevat om hom op te sit. So daardie biljoene, billions en billions is miljarde dollars wat nou down the drain is. Die Iranese het dit van die tafel afgevee. Dit was die rede hoekom die Jode hulle mense voor die tyd in die bankers kon kry. Dit wil sê, ons kan ten minste 10 of 15 of 20 minute of 'n halfuur voor die tyd sê, luister ouens, daar's 'n groot missiel aan die gang, kom, julle moet nou hol vir die bankers. Maar daai tyd is nou verby. Want as jy nou kyk na die nuwe inligting wat uitgekom het, dan hoor ons die volgende. IDF says it can't guarantee it will send alert for missile before sirens sound. Nou dit kom van die Haaretz af. Commenting on Friday's short notices, the IDF said that it cannot commit to a specific number of minutes between the warning and the activation of sirens. Meanwhile, satellite images show Iran is attempting to blind the United States and its allies by targeting radar systems. Nou begin die waarheid al so bietjie deurkom, né? Mense begin dit nou sien. Nou, ons weet nie mooi wat in die Jode staat aangaan nie, want die Jode beheer die journalistiek en die vryheid van spraak en die plaas van video's en wat ook al baie ernstig. Die ouens wat vir jou skree die Jode is die enigste demokrasie in die Midde-Ooste, praat 'n pot snot. Dis 'n leuen. Die Iranese is 'n konstitusionele republiek. Ons was 'n republiek. So, maar daar in die Jode staat is daar nie vryheid van spraak nie. En jy mag nie fotos of video's plaas eintlik van enige skade wat daar gebeur het nie. So as jou huis platgeval het laasnag met 'n missiel en daar soveel ouens dood, jy mag nie daaroor praat nie. Kan jy toesluit tot 15 jaar.
Onder andere, filming of broadcasting images from impact sites, particularly near military installations, using drones or wide-angle cameras to show impact areas, detailing the precise location of affected areas near security installation, broadcasting images of Israeli missiles being launched or of Iranian missiles being intercepted. En ten spyte daarvan kom daar daarom nog bietjie video's deur. So, jy mag nie praat nie. Daarom kan hulle die media manipuleer. En ons weet die Jode is in beheer van die mainstream media, veral in die Weste, veral in Amerika, selfs hier in Suid-Afrika. So hier word nooit vir jou die inligting gegee nie. Jy hoor van die strikes oor Iran, maar jy hoor nie van die krisisse in die Jode staat nie. Behalwe dat hulle sukkel nou om hulle mense te waarsku. Hoekom? Want die early warning system is daarmee heen. Is verby. Nou, dit is nou absoluut in lyn. Die Jode het sover in Gaza ten minste 164 joernaliste vermoor. In Gaza self. Hulle skiet hulle net eenvoudig dood. Omdat hulle ook nie wou hê dat die wêreld sien hoe vernietig hulle 'n stad van 2 miljoen inwoners met bomme op bomme op bomme wat die Amerikaners vir hulle geloop en gee het nie. So daar is geweldige beperking van vryheid van spraak. Die Jood wil glad nie vryheid van spraak hê nie, want dit laat hom in 'n slegte lig stel, want dan kom die waarheid uit en niemand wil tog hoor dat daar waarheid is oor die Jode nie. As jy praat oor die Jode en jy praat oor dinge wat daar aangaan, dan is jy mos nou antisemitiek. Maar nou ja, luister bietjie na hierdie video van Larry Johnson waar hy dit mooi verduidelik. This is just sheer madness on Trump's part. He's in trouble. And the U.S. military effort, despite all the propaganda being spun out about, oh man, we're wiping them out, we got full control of the skies. The reality is the opposite. Iran has destroyed 5 radars. There are 2 types. One is the AN-TPY, and the other is the AN-FPS. Well, these radars cost between $500 million and $1 billion a piece. They are radars that are designed to detect the launches of missiles and to provide early information about warning, as well as they are integrated with the terrain high altitude area defense weapon, the THAAD, as well as the Patriot. Iran's destroyed 5 of those. They had the big ones were at the Jordanian air base, Muwafaq al-Salti, and then at Al Udeid Air Force Base in Qatar, and then at the naval, the headquarters of the 5th Fleet in Bahrain. So we are now blinded. The United States and Israel are now blinded. Before they could get, a 15 to 30 minute warning, no, we got incoming missiles. Now maybe a minute of a warning, maybe 2 minutes, but it's down. So Iran has accomplished that, and we're told, oh yeah, our missiles, we're knocking down 90% of everything that Iran's firing. Sorry, I call the Mel Bovine excrement card on that one.